Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ja, ek het 'n baie belangrike woord wat ek met julle moet deel. Ek het eintlik hierdie woord deur 'n droom gekry al die 24ste Desember, maar die vyand het my so verskriklik aangeval met ek het ja erg griepsimptome gehad en voel nog steeds nie baie lekker nie. Maar ek het net besluit vanoggend, hy keer my nou al amper vir 'n week om hierdie woord uit te bring en so julle moet net asseblief geduldig wees met my. En ja, ek wil net hê voordat ek hierdie woord met julle deel, dat ons net bid en die Here vertrou dat ek hierdie woord nou mooi kan deel sonder dat ek in 'n hoes by uitslaan. Ekskuus. So ek wil graag gehoorsaam wees en hierdie woord uitkry. So ek vra dat julle asseblief sal luister, dis 'n baie ernstige woord en dat julle dit ernstig sal opneem en eers die hele droom mooi deur sal luister. Ek weet kan partykeer bietjie verveeld wees, dis darm nie 'n lang droom nie, dis dan kort en kragtig en dan die verduideliking daarna en dit dan bære soos altyd in jou agterkop en net vir die Here vra, Here, wanneer moet ons hierdie toepas en dit as 'n ernstige waarskuwing vat wat God vir sy kinders gee daar buite. Goed, kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie Here dat U altyd so groot en almagtig is om vir ons Here, dat U vir ons so lief is Here, dat U vir ons hierdie dinge wys voordat dit gebeur, Here, dat U dit vir ons waarsku om ons juist teen dit te beskerm. Ek vra nou Here dat U my sal help, Heilige Gees, om hierdie woord uit te dra soos wat U dit aan my gegee het. En ek bind elke werk van die Satan in die naam van Jesus wat my wil keer om hierdie boodskap uit te gee. Ek bid Here, wees deur hierdie hele boodskap. Maak ook die mense se oë en ore oop en oop my God, hulle geestelike oë en ore oop en maak hulle harte ontvanklik, Here, vir die waarskuwing wat U vir hulle gee. Ek bid dit nie alleen omdat ons dit verdien nie, my God, maar alleen uit U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay. So, ek het gedroom, weer eens was dit meer soos 'n visioen wat ek in 'n droom fase gehad het, as ek dit so kan verduidelik. So, ek het gedroom ek was in 'n kerkgebou en dit het vir my voorgekom of dit 'n tipe klein groep byeenkoms was waar klein groepies bymekaar gekom het en ek en een vroutjie het gesit by ons groepie en ek het vir haar gesê vandag gaan ons Openbaring 16 behandel en 'n ander man het verbygeloop en jy moet oplet dat as die Here vir mens ekskuus ek wil net dit bynoem, as die Here vir mense 'n duidelike woord en weet skrif en goed gee, moet jy altyd weet dit is baie belangrik om daarop te let. So ek het duidelik gesê hoe Openbaring 16 behandel en 'n man het verbygekom en hy het gesê wat doen julle? En hy het so gekyk en hy sê ag asseblief tog net nie weer die eindtyd reeks nie. Ons het dit nou al tot vervelends toe gedoen en die vroutjie het gesê nee asseblief ek moet my nie aan hom steur nie. Sy wil graag weet wat daar in Openbaring 16 staan want sy het die eindtydreeks gedoen, maar sy kon nie kop of stert uitmaak van die reeks nie en sal ek dit asseblief vir haar meer in detail verduidelik. En die volgende oomblik toe daardie toneel klaar, toe daar 'n nuwe toneel gebeur waar ek in hierdie apokaliptiese toneel was waar dit grys is en vervalle geboue amper oorlogsone tipe toneel hoe dit gelyk het. En ek het so gestaan en ek het gesien hier en daar loop mense, maar hulle lyk so of hulle in hierdie zombie tipe weet so zombies is en hulle het nie lekker gelyk nie, hulle het ongesond gelyk, hulle het verdwaal gelyk en my oog het na hierdie een gebou toe gegaan en ek het gesien waar hierdie een man staan of figuur staan en hy het vir my gelyk net soos Freddy Krueger van Nightmare on Elm Street. So dit is 'n fliek en is 'n karakter in hierdie fliek en ek moet vir julle sê ek het nog nooit hierdie fliek gekyk nie. Ek is nie 'n ou vir horror movies nie. Ek glo nie enige kind van die Here of enige persoon
behoort enige gruwelflieks te kyk nie, want jy maak deure oop in jou huis ekskuus vir die demoniese magte daar buite, maar dis 'n hele ding op sy eie. Maar in elk geval, so ek het nog nooit hierdie fliek gekyk. Ek weet van hierdie fliek, maar nog nooit gekyk nie, weet nie regtig waaroor dit alles gaan nie. So, maar ek het in die droom onmiddellik hierdie karakter erken. En hy het hierdie mense so een vir een probeer nader lok en hulle aandag gekry. En as hy by hulle kom, dan sodra hy aan hulle raak, het hulle in sere uitgeslaan en party van hulle het soms so, die sere het soms so aan die brand begin slaan en dit het amper soos swaal van hulle afgeloop en soos as hulle verder loop, as hulle in iemand anders raak, dan steek hulle daai persoon aan, so dit is baie 'n aansteeklike 'n siekte of iets wat kiem wat hy oorgedra het en weet tyd net daar dood neergeslaan en soos hulle aanloop en aan iemand anders raak, seker nou maar vir hulp of iets, dan steek die ander persoon aan. En ek het besef, joh, hier moet ek wegkom en ek gaan toe na 'n woonstel toe waar ek nou in die droom bly, maar ook in so 'n weggesteekte vervalle gebouetjie. En ek kom by hierdie woonstel aan en my eie 2 seuns en ander kinders was in hierdie woonstel. En ek het gesê ons moet hierdie deur sluit en ek het so staaldeur gehad en ek het gesukkel om hierdie deur gesluit te kry. En ek het dit toe nou op die einde van die dag gesluit en ek sê toe vir hulle, julle maak vir geen persoon hierdie deur oop nie. Onder geen omstandighede maak julle hierdie deur oop nie. Niemand gaan kom in nie en niemand gaan uit nie. Ek sê as 'n dodelike siekte, virus daar buite. En ek het ook gesê, daar was van die kindertjies wat vuil was, seker nou maar buite gespeel en speel, en ek sê, julle moet onmiddellik gaan bad en julle self skoon maak, want hierdie kiem word aangetrek tot mense wat juist wat vuil is. En ek het toe opgehou droom. Ek het wakker geword en ek het gaan kyk in Openbaring wat in hoofstuk 16 staan, want ek moet eerlikwaar vir julle sê, ek ken die eindtydreeks baie goed, ek ken tot en met hoofstuk 13, kan ek presies vir jou sê, die 1 tot 3 gaan oor die kerke, en dan 11 is die 2 getuies, en 13 is die merk van die dier, en so ken ek redelik gedeeltes, maar vanaf 14 is ek nie baie seker waar staan nie, want in my brein weet ek, dit is nou maar die dinge wat gaan kom, die oordeel wat kom, en dit volg nou maar op mekaar, maar ek kan nie vir jou sê, dit is soos, ek weet presies wat in hoofstuk 16 staan, of in hoofstuk 15, ek sal weer eens net moet gaan kyk, ek ken dit nie uit my kop uit nie, en ek het baie lanklaas Openbaring gedoen, ek het so reeks behandel met ons selgroepie, seker bietjie meer as 'n jaar terug, en ja, omtrent 'n jaar terug, so, ja, en dis wanneer ek laas regtig in diepte in Openbaring ingegaan het. En ek het gaan oopmaak in hoofstuk 16, en hoofstuk 16 is juis handel oor die bakke wat uitgegiet word, die oordeel van God, waar hulle juist sere, die engele sere oor die mense, siektes oor die mense uitstort. En ek was so verstom en verbaas, dink ek, joh, dis presies wat in my droom gebeur het, weet, dit is die siektes wat uitgegooi word, oor die mense wat nou agtergebly het, wat nie saamgegaan het met die wegraping nie. En wat ek toe nou verder lees, en in vers 15 staan daar toe nou vir my iets besonders uit, wat 'n waarskuwing is, wat God wil hê, sy kinders moet hoor, en in die vers staan daar, julle is natuurlik onseker wanneer die dag presies is. Luister wat sê God, wees wakker, my koms sal wees soos 'n diefsin, as mense dit nie verwag nie. Die mense wat wakker en gereed is, sal gelukkig wees. Hulle sal te bly wees dat hulle vir my gewag het. Hulle sal nie rooi in die gesig en skaam uit die bed hoef te spring, omdat hulle nie reg was nie. Die duiwel en sy helpers het al die leiers van die wêreld saamgetrek by 'n plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. So, ons wat wakker en waaksaam is, toe Johannes hierdie visioene gekry het, het Jesus vir hom, onthou dit het nog nie gebeur nie, so hy het dele gesien wat gaan gebeur, en dan sien hy weer waar Jesus praat, waar hy sê, waarsku my mense, sê vir hulle moet wakker en waaksaam wees, so dit beteken nie, as jy nou daarin is, die mense wat deur daai goed gaan, moet wakker en waaksaam wees nie, dit beteken jy wat nou hier is, moet wakker en waaksaam wees, so dat jy nie deur daai goed wat gaan kom, hoef te gaan nie.
So ek het toe weer eens gaan bid en vir die Here gevra, Here gee asseblief vir my 'n woord van bevestiging soos altyd. En hy het vir my Jesaja 52 gegee. Julle, die Here is altyd so getrou en hy sê daar praat hy van dat die mense moet rein wees. Hulle mag aan geen onrein ding raak nie. Hy waarsku die Israeliete daar. Onthou, die oordeel van God is eintlik oorspronklik vir die Jode gewees. Dit is deel van die 70 weke oordeel wat God vir hulle beplan het, omdat hulle so ongehoorsaam was en wegbeweeg het van hom af. So, maar dit gaan oor almal oor die hele wêreld kom wat nie Jesus aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker nie. So, as jy 'n lou Christen is, soos wat Jesus verduidelik het aan die 7 kerke in die eerste 3 hoofstukke van Openbaring, waarsku hy die kerke, hy waarsku die kerk, die Christene, om reg te lewe. Want hy sê, as jy warm is en as jy koud is, gaan ek jou, jy weet, wees eerder warm of wees eerder koud, maar as jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. So, jy mag nie lou wees nie. Dit is hoekom hy oor en oor hierdie tipe boodskap ook vir sy mense stuur en hulle sê, moenie lou wees nie. So ja, slegs die mense wat gaan op en wakker en waaksaam wees, wat gereed gaan wees, wat 'n verhouding met Jesus gaan hê, gaan hierdie tekens van die tye begin raak sien en gaan besef, maar kyk, dit is waarin ons is, soos ons weet hoe die geboortepyne werk, wat en Jesus ons gewaarsku het in Matteus 24, sê hy, daar gaan hierdie geboortepyne gaan kom, al die natuurrampe, al hierdie peste en siektes gaan kom en wees soos geboortepyne, en geboortepyne is baie erg, so ek dink dit wat ons al reeds beleef het, nou met COVID, hierdie pandemie wat op ons neergegooi is en wat op ons geforseer is maar 'n druppel in die emmer van wat ons kan verwag in die toekoms gaan gebeur. Maar iets wat ons belangrik hieruit kan leer is, as ons gaan kyk na daardie karakter van Freddy Krueger, ek het 'n bietjie gaan kyk wie dit is, wat hierdie ou gedoen het, hy het mense aangeval, spesifiek kinders doodgemaak en kinders met vrees beheer. Hoe erger die nagmerrie was, die vrees was, hoe meer kon hy hierdie mense aanval en hoe het hy hulle dan doodgemaak. So, dis presies wat die duiwel doen. Hy val mens aan as jy vrees het, want dit is juist wat die Bybel ons in waarsku in Job 3 vers 25 sê, dit wat jy vrees kom oor jou. So moenie toelaat dat wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, dat vrees ons beheer nie. Jesus het vir ons gewaarsku in Johannes 14 waar hy sê, moenie dat julle harte vreesagtig raak nie, en weet jy moet kalmte en vrede by hom soek. Hy is die een wat ons sal beskerm. Dit is hoekom hy ook vir my uitgebeeld het dat ek 'n ma was en ek het na my kinders toe gegaan in die woonstel en daar was ander kindertjies gewees en ek het die woonstel gesluit en ek het die kinders beskerm en vir hulle gesê wat hulle mag en nie mag doen nie en hulle moet skoon en rein wees. En dit is presies hoe God se vaderhart is, hoekom hy ons as sy kinders dan ook beskerm om te sê, weet jy, moenie luister na die vyand nie. Kyk uit vir die tye, ek waarsku julle oor en sê, kyk, hier's dinge op pad, dinge wat gaan gebeur in die toekoms, wees waaksaam, moenie net vir enige ding val wat die regering of die wêreld daar buite uitgooi nie, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid en vertrou my. Vra eers vir my, is dit, Here, wat moet ons hier doen? Wat moet ons vooruitkyk en bid daaroor? Dis baie belangrik. So ek kan nie sê ekskuus, en weet ek sê nou nie daar is nog 'n pandemie of 'n siekte of 'n ding wat op pad is nie. Dit is nou glad nie wat ek sê nie. Maar ek kan ook nie sê dit is nie wat gaan gebeur nie. So ek sê maar net wat die Here vir my gewys het en waarsku maar net en sê luister, ons moet op en wakker en waaksaam wees, want soos ek vroeër genoem het, hierdie tipe demoniese magte, wat die mense wat hierdie tipe flieks maak, besef nie dat hulle eintlik besig is met okkultiese dinge nie, dat hulle eintlik besig is met werklike demoniese magte nie, en soos ons gesien het, as jy gaan oplees wie Freddy Krueger is, dit is 'n tipiese gees wat kinders aanval, kinders vermoor, en
dit is presies, onthou, al is daai nou 'n fliek gewees, maar dit is 'n tipe van 'n gees wat nog steeds daardie man manipuleer het om hierdie fliek te maak. Hulle sê die ou het hierdie fliek gemaak gebaseer op mense wat gruweldrome ervaar het, werklike mense in Los Angeles gruweldrome gehad het, en hierdie mense is almal op onverklaarde maniere dood in hulle slaap. So ons weet eintlik daar is net twee geestelike realms en twee partye, en dit is natuurlik God en die engele, en dan kry jy Satan en sy demone. So ja, as jy nie vir die een is nie, as jy vir die ander, en hierdie is al ewig in 'n stryd teenoor mekaar, en ons moet sorg dat ons aan die goeie kant is en dat ons nie betrokke raak by Satan en sy demone nie. So God waarsku ons en hy sê vir ons moet ja, uitkyk vir die dinge wat gaan gebeur, maar ons moenie toelaat dat dit ons harte dat ons bang word nie en dat ons angstig raak nie, want hy is in beheer, ons weet wat gebeur in die einde, hy gaan ons red, maar moenie toelaat dat jy so blind is, dat jy nie dinge sien en dat jy dan agterbly en dink jy's okay, Jesus gaan nie nou al kom nie, hy kom eers oor 'n paar jaar of nie in jou tyd nie. Ek sê vir mense daardie kite gaan nie vlieg nie, want jy kan vandag doodgaan, vandag in jou slaap sterf en dan gaan jy nog steeds voor Jesus moet staan en jy gaan nog steeds geoordeel word. So dan moet jou saak in elk geval reg wees. So leer jou kinders deur, maak seker dat jy en jou huisgesin die Here dien, want soos ons ook gesien, hy het gesê in Openbaring, hy kom soos 'n dief in die nag, niemand van ons weet presies wanneer nie, maar hy is genadig genoeg om ons oor en oor te waarsku teen al die dinge wat gaan kom. Goed, kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie, Here, dat U ons waarsku, Here, dat U die dinge vir ons vooraf sê hoe ons dit moet hanteer, wat ons voor moet uitkyk, en Here, dat ons nie vreesagtig hoef te word nie, maar dat ons moet weet, U is ons pilaar, U is ons rots waarop ons kan staan, en U is in beheer. En Here, dat ons gee ons die moed en die vrymoedigheid om ander mense ook te waarsku en te sê, maar dit is die dinge wat gaan kom en ons moet op en wakker en waaksaam wees. Ons bid dit en vra dit in U wonderlike naam. Seën elkeen, Here, wat luister na hierdie woord, Here, gee hulle die vrymoedigheid om dit oor te dra aan ander mense. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike geseënde feestyd verder hê tot ons mekaar weer sien. Shalom.